Goeiemôre, Pastor Ilse. Hoe gaan dit vanmôre met jou? Goed. Maar jou pastor? Great. En goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand aan jou op wat daar luister. Wanneer ook al jy hierna gaan luister of kyk. Is lekker om weer vanoggend saam met julle te kuier. Ek en Pastor Ilse gaan so 'n bietjie gesels rondom Pinkster, maar ook Pinkster nou. Wat beteken dit vir my en vir jou? In ons elke dag se lewe, in ons journey saam met Jesus. Pastor Ilse, ons is in Pinkstertyd. Ons is En Pinkster, die naweek wat ons die Pinksterdag celebrate is nou 2 weke terug gewees. Pastor JP het gepreek oor die gedagte dat Petrus in die boot was, comfortable daar waar hy is en veilig en hoe sy begeerte was om Jesus selfs op die water te beleef. En hoe dit is en nie almal kry daai kans om op die water te kan loop nie. Maar Jesus het hom geroep en vir hom gesê kom na my toe en hy het toe die kans gehad om op die water te loop. Maar ons sien dat hy die kans gehad omdat dit sy begeerte was en Jesus hom toe toegelaat het. Hoe belangrik is dit vir ons om Jesus te wil beleef op 'n nuwe level, dieper verhouding? Wat sê jy sê? is kritiek. As jy dit wil hê, is dit iets wat jy in jouself moet hê, is 'n begeerte. Pastor JP se eerste punt was daai persoonlike belewenis. Ons kan getuienisse hoor van ander mense en is mooi en dit stir dalk jou hart of jy voel wow, jy besef Jesus kan dit doen, maar as jy nie dit begeer nie en dan daai eerste tree gee nie. So daar's 'n bietjie boldness saam met dit, maar dan gaan jy dit uitmis. En dit wat jy nou sê, ons kan jaloers raak op die verhouding wat ander mense met Jesus het, die manier hoe hulle Jesus beleef. En dan kan ons wonder, maar hoekom nie ek nie? Hoekom het ek dit nie? Maar dis omdat miskien het daai ander mense soos Petrus die begeerte om nader aan Jesus te kom, die begeerte om op 'n ander manier te beleef. En as ons dink aan Jesus op 'n ander manier te beleef, dan dink ons aan die courage, die bereidwilligheid om Jesus te pursue, soos miskien die ander persoon. Ons sien nie altyd wat die diepte van daai persoon se hart en moeite is wat hy in die verhouding insit, om Jesus so te beleef of daai verhouding met hom te hê nie. Is nie altyd iets wat ons net sien nie. Ons hoor die getuienis en dan kan jy soms wonder, maar hoekom ek nie? Maar maybe is dit omdat daar 'n diepe begeerte by daai persoon is en hy spandeer ure met die Here en hy sien dit nie as 'n werk nie. Dit is sy begeerte. Om dit te kan doen. Is dit nie baie soos as ons op Facebook rond kyk en ons kyk almal se punte en ons sien die hoogtepunte, maar jy het geen idee hoeveel tyd vat dit om daar te kom nie, achievement of wat ook al, en nog ons maar daai persoon se verhouding bestaan net uit dit uit. Maar dis nie die waarheid nie. Ons weet as jy enige iets regtig goed behaal of as daar iets is, dan het dit tyd en ekstra moeite wat selfs net die Here baie keer raak sien. En ek's lief daarvoor om die woord moeite te gebruik wanneer ons praat oor verhoudings. Want elke verhouding vat moeite. Jy kan nie 'n verhouding met jou man of jou vrou hê en nie moeite in die verhouding wil insit nie. Dit gaan nie net van self gebeur nie. Miskien in die eerste tyd van verlief wees, jy weet, maar selfs dan as jy terugkyk, dan kyk jy hoeveel moeite jy bereid was om te gedoen het in daai tyd van verlief wees, maar dit is so in ons geloofslewe ook. Ons is veronderstel om moeite te doen met hierdie beautiful geskenk wat die Here ons gegee het, hierdie verhouding, die kans om 'n verhouding te hê met die lewende God. Absolutely. Dit laat my dink aan Paulus wat vir Timoteus sê, jy weet, hou daai vlammetjie aan die brand. Dit beteken, daar is 'n tyd wat dit dalk 'n bietjie swaar gaan wees, of 'n seisoen wat vir ons voel, hoorie, maar my vlees wil nie doen wat ek nou veronderstel is om te doen. Dit kom nie so natuurlik soos daai eerste keer wat jy aan die brand was, en jy het opgestaan, jy het 4 uur opgestaan, en dit was geen probleem nie, en jy het heeldag krag gehad, en energie. Maar jy kom die winter en jy voel dis dalk nie so gemaklik of wat nie, en jy moet jouself motiveer. Daar's 'n preek wat jy op 'n stadium gedoen het oor en nou moet jy my reg help, maar rondom motivering en
kan nie onthou wat was die ander punt gewees nie, maar die feit dat Jesus sit vir ons die goed op die tafel, maar ons moet onsself gemotiveerd hou om aan te hou doen wat ons veronderstel is om te doen. En dit is die gedagte van Sondag gewees dan waaroor ek gepraat het, is die inwoning van die Heilige Gees. Yes. En die Heilige Gees se inwoning in ons lewens is een van die mees kragtevolle goed wat ons ooit kan beleef. Dis een van die mooiste geskenke wat die Here ons gegee het. Ezekiel profeteer daaroor, ons spreek daaroor, die Here praat deur Ezekiel en sê die Here, ek gaan my gees vir julle gee in julle binneste. En hy gaan in julle binneste kom leef, en dan sê hy, en dan sal julle my insettinge en my verordeninge kan hou. En dis hier die hele gedagte van die wettiese godsdienst, van dit toepas, hoe ons dit kan regkry na 'n plek toe, waar selfs in die Ou Testament dit al reeds geprofeteer is. Johannes die Doper sê, wanneer Jesus kom, sal hy julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Jesus self sê, ek gaan na die Vader toe, en dis vir julle voordelig, want wanneer ek gegaan het, dan sal die Heilige Gees kom, om inwonend in ons lewens te wees. En dis daai close relationship, daar's nie 'n manier hoe ek en jy hierdie close relationship met die Here kan ervaar, sonder die inwoning van die Heilige Gees nie. En dis daai, okay, great, maar wat doen ons en wat doen die Heilige Gees dan? Wat doen ons en wat doen God dan? Want het ek dan nodig om enige moeite te doen? Het ek dan nodig om moeite in hierdie verhouding in te sit? Want dis die Heilige Gees. So, ek moet net bekeer en Jesus aanneem as my redder en saligmaker, en dan sit fine, dan gaan die Heilige Gees die res doen. Hoe sê Paulus, stellig nie. Stellig nie. Ons kan nie dit so doen nie. Jy gebruik altyd 'n baie mooi voorbeeld in enige verhouding. As ek ewe skielik ophou om moeite te doen in my huwelik, en ek besluit al die werk is my man se, en hy moet tafel toe kom, en hy, dit gaan nie werk nie. Dit gaan leeg wees, ons gaan sukkel, en hy gaan dan dalk later my liefde question. Hoorie, maar as sy nie enigstens besluit of my voorbeeld koffie maak, of om broodjies in te pak, wat ook al dit nodig is hoe jou huishouding werk nie, dan is daar die vraag, maar is dit dan regtig liefde? Is dit 'n gesonde verhouding? Wat ek, my persoonlike antwoord, nee. Ek dink nie dis hoe dit veronderstel is om te werk nie. Daar's tog 'n ywer wat van ons kant af moet kom na Jesus se kant toe, en dan is daar nooit twyfel in sy ywer en liefde aan ons kant toe nie. En dit is juist bewys deur die inwoning van die Heilige Gees. Jy weet, die Heilige Gees wat binne in ons kom bly het, binne in ons woon, is 'n bewys van God se moeite wat hy doen. Is 'n bewys van sy liefde. Dis 'n bewys van die feit dat hy nie aan hierdie verhouding gaan ophou werk nie. Hy gaan aanhou werk in hierdie verhouding, juist deur om inwonend in ons lewens te wees. Maar nou het ons 'n keuse. Jy het 'n keuse, wat doen jy nou met die Heilige Gees binne in jou lewe, en onthou, God is Gees. So ons kan so maklik vergeet van hom wat inwonend is. Ons kan so maklik vergeet van hom wat by ons is, omdat ons hom nie sien nie. Maar as jou fokus die verhouding is, dan is jy bewus van hom. Dan beleef jy hom. Ek kan nie dink aan 'n oomblik in die dag wat ek nie bewus is van die Heilige Gees nie. En ek het so 'n bietjie Sondag daaraan geraak. As jy eers begin bewus raak van die Heilige Gees inwonend in jou lewe, dan besef jy dat elke situasie wat jy ingaan is 'n geleentheid vir jou om verhouding met God te hê. Ja, om daai diepte, daai meer te kan kry. Daai meer te kan hê. Die oomblik. En is lekker, ons sit en dan praat ons oor die moeite. En die oomblik wat jy jou bewus maak van die Heilige Gees, dan raak sekere goeders 'n muscle. Jy doen dit, maar dis nie moeite nie. Dis lekker en jy leef, en ek dink soveel keer verduidelik dit hoekom ons kan sê maar dit raak makliker. Want die spiere staan, jy gaan aan en you get it, en dan kry jy daai vrede. En dit bou. Maar vir dit om makliker te raak, vat moeite. Dit vat moeite. En dan, want kom ons sê enige sonde wat ons aan werk, of enige verslawing, of enige iets wat jy die pad uit wil kry, want jy weet dis nie wat die Here wil hê nie. Jy weet dis nie sy hart vir jou nie, jy weet dis nie, en enigiets wat jy dan wil hê, enigiets wat jy dan wil hê, daai nie verdieping in jou verhouding, moet jy bereid wees om uit die boot uit te klim. Jy moet bereid wees om op die water te loop. Jy moet bereid wees, selfs al weet jy die kans is daar dat jy gaan sing. En dis wat die Petrus storie so mooi maak. Jesus is daar, sy hand is uitgesteek. En ek dink baie keer dat ons Christene
wanneer ons vergeet dat die Heilige Gees binne in ons is, dan dink ons aan 'n Vader wat ons gaan straf, 'n Vader wat nie kan wag om ons reg te wys nie, 'n Vader wat nie kan wag om ons, te korrigeer nie, in plaas daarvan om te besef, maar hy het klaar sy liefde aan ons bewys, en hy's binne in ons, hy's saam met ons in daai situasie. So, as iemand nou voor my indraai, in plaas daarvan vir my om kwaad te word, kan ek fokus op die Heilige Gees. Ja. En in plaas daarvan vir my om jaloers te word op iemand, kan ek fokus op die Heilige Gees. In plaas daarvan, jy's nooit alleen nie. Yes. En dis die beauty daarvan. So in daai oomblik, as jy bewus is van die inwoning van die Heilige Gees, kan jy kies om na Jesus toe te draai. Teken. En om te beleef. Absolutely. Is my mooi. So enige tyd wanneer ons praat van verhouding en ons praat van hom, as dit ek en jy wat fikser word in dit. So die eerste keer wat jy uit die boot uitklim in 'n ding, dan bou jy hierdie vertroue en jy besef dis scary en dis weird, want ek dink soveel keer as ons praat van die geestelike goed, dan seker goed net weird vir ons. Maar dan doen jy dit en jy kom nou en jy sien, wow, okay, we did that. Dis dalk een facet. En jy kom by die volgende ding en jy besef, maar ek het daai tyd dit gedoen en ek weet Jesus het my hand gevat en ek was okay gewees, al was dit dalk scary. En nou daai muscle sterker geword. So die volgende keer wat jy dit doen, dan is jy meer opgewonde. Jy besef, hoorie, maar die challenge is dalk uitdagend en ek kry bietjie swaar en dis moeite, maar jy verstaan die vrug en dit wat dit gaan oplewer. En dis okay, nou verbreek jou spektrum bietjie en jy kom op 'n plek en jy sê, okay, maar hierdie keer gaan ek makliker uit die boot uitklim. Hierdie keer is dit vir my 'n lekker ding en ek's opgewonde, want ek weet wie my hand vat, die oomblik wat ek uittreë. En dis net vir jou, dit is net tot jou voordeel. Ja. Jy weet, en ons kan Sondag baie daaroor gedink en tydens die woord probeer die boodskap deurkry is, ons kan so maklik complacent raak met waar ons is. Selfs voor ons wedergeboorte, selfs voor die inwoning van die Heilige Gees, is die Heilige Gees alreeds besig in jou lewe. Nie een van ons kom tot op die plek waar ons hart vir die Here gee, tot daai openbaring, tot daai keuse, sonder die werking van die Heilige Gees nie. Obviously nie binne ons nie, maar van buitekant af, die Here los ons nie. Ek glo hy gee elke persoon die kans, die geleentheid om Jesus Christus aan te neem as saligmaker en redder. So, verskoon my, so, hy's die hele tyd besig, en ek dink in my eie lewe, hoeveel kanse ek gehad het om Jesus aan te neem as my redder en saligmaker. Hoeveel keer ek besef het, ek is ver van die Here af. Hoeveel keer ek besef het, ek staan nie in verhouding nie. Hoeveel keer, maar ek het dit besef, en ek het besef, maar ek kan dit nie doen nie. Ek het besef, ek kry nie hierdie bindings gebreek nie. Ek kry nie hierdie verslawing gebreek nie. Maar ek is bewus daarvan. En dan dink ek aan wat die woord sê, dat Jesus sê self, dan sê hy sal die Heilige Gees vir ons gee, en hy sal ons oorreed van sonde. Die wêreld, hy sal hulle oorreed. Nou onthou, voordat jy die inwoning van die Heilige Gees het, is jy deel van hulle. En dan besef ek dat, die Heilige Gees het so hard gewerk om my tot op die plek te kry, waar kom kan innooi. En baie kere dan kan ons so complacent raak met daai plek, jy weet, ek ervaar die Heilige Gees, ek sien wat God vir my doen, ek beleef sy liefde, en dit is goed genoeg. En daar is baie keer 'n plek van religion, 'n plek waar jy 'n dooie geloof staan, geen verhouding met Jesus nie, jy van jou kant af serve glad nie, jy van jou kant af doen geen moeite nie, hy doen al die moeite, en dan kan 'n mens so maklik op 'n plek kom waar ek het die getuienis Sondag gedeel, maar waar jy sê, maar my lewe is alright met die Here. Weet, ek is sharp, as die Here nie gelukkig was my nie, hoekom sal hy so baie moeite met my doen? En dan is ons eintlik 'n fool, ons is 'n fool, want eintlik is dit die prikkels, wat die Heilige Gees doen. Dit is soos Jesus vir Paulus sê, toe hy hom op pad Damaskus toe ontmoet, dan sê hy, kan jy nog langer skop teen die prikkels? Hoe kan jy? En op daai stadium was Paulus, hy het gedink hy's fine, hy het gedink sy religion gaan hom red, hy het gedink dat hy doen die Here guns, en dan sê Jesus, nee, hierdie wat jy nou ervaar, dis ek, dis my prikkels. Hoekom? Want ek wil jou red, en ek wil by jou uitkom, Ek geniet die skrif so Sondag terwyl jy praat, toe begin met dit, toe dink ek, okay, great, en toe eindig jy so mooi met dit, ons sal nou by dit kom. Die prikkels
So ek weet nie of mense altyd verstaan wat dit beteken nie. So dis nie 'n prikkel van daar's iets opgewonde, so die skrif se konteks verwys na wanneer die beeste besig was om te werk en dan sit 'n stof wat eintlik ongemak gemaak het. En die idee is om hulle te sit in 'n rigting in waar dit veronderstel is om te wees. En dit klink eintlik half rof, ja, maar Jesus maak hy maak nie seer nie. Dit is die feit dat jy nie besig is om in die regte rigting in te beweeg nie. Yes. And he wants to move you towards that, al beteken dit dalk 'n bietjie ongemaklikheid wat saam met dit gaan. En dis uit sy liefde uit wat hy dan dit doen. En dan soveel keer dan kom ons en ons dink, ja, maar hy's nou kwaad. Jy weet, jy praat van die Heilige Gees wat kom en hy kom oortuig ons van ons sonde. Hoe mooi is dit nie, dat die Gees oortuig ons, maar hy condemn ons nie. Yes, amen. Hy kom nie om dit swaar te maak nie, maar alles is omdat sy plan soveel beter is vir my en jou lewe. En hy het 'n prentjie geskep in die begin van ons journey en waarheen ons veronderstel is om te gaan. En sy absolute doelwit is sodat ons in die volheid van daai kan leef. Nie seer kry of afdwaal waar ons op plek is wat tot die dood toe kan lei op die einde nie. En as ons dit kan besef op hierdie pad en wat die krag dan is van die Heilige Gees en die doel is, dan dink ek sal ons ook 'n bietjie minder rebelleer teen dit en verstaan dat, hoor hierso, die diepte en dit wat ons meer kan kry en daai place of complacency is nie besig om enige een van ons goed te doen nie. Jy raak afgestomp. En die sad ding van afstomp baie keer vir my, of my concern met afstomp is, jy besef nie eens hoe ver dwaal jy noodwendig af nie. En jy kan dalk eendag jou oë oopmaak en dan soos jy getuig het dat dan is dit dalk te laat. Dan is jy dalk ver genoeg weggedryf. En jy is ver genoeg. En dit is presies wat jy sê. So jy het hierdie twee prentjies, jy het die werking van die Heilige Gees om jou te bring tot by die wedergeboorte. Sodat Jesegiel sê dat die Here, hy gaan 'n nuwe hart in jou skep. Hy gaan 'n nuwe hart skep, so hy gaan die ou hart verwyder. Daai proses voor die tyd is hy wat besig is om die hart te probeer sag maak, besig is om die hart skoon te maak, besig is om plek te maak vir hom om inwonend te bly, inwonend te kom en in ons te bly. En ons moet dit raak sien as jy nog nie wedergebore is nie, as jy nog nie die Heilige Gees inwonend ervaar het nie, dan moet jy besef, maar maybe is dit juist die prikkels wat jy voel. Dis Jesus wat jou roep om hom aan te neem as redder en saligmaker, jou te bekeer van jou ou lewe. Paulus skryf, is in 1 Petrus, Petrus skryf en sê, moenie teruggaan na die ou begeertlikhede toe nie. Rig julle in volgens dit wat die Gees nou doen. So, voordat jy die Heilige Gees inwonend het, is dit nodig vir ons om bewus te raak van ons sonde. Dis nodig vir ons om te besef, want dit sit ons op 'n plek waar ons iemand nodig het om vir ons te sterf, om ons sonde van ons al weg te neem. So as jy nie kan die werk en die mooi van die Heilige Gees sien voor die tyd om sonde aan jou te openbaar nie, dan mis jy die feit dat hy doen dit want hy wil jou red. Hy wil jou red uit jou ou natuur uit, sodat die Here nie eendag vir jou sê, gaan van my af weg, ek het jou nie geken nie. En daai ouens vir wie Jesus dit sê, is juist mense wat gedink het hulle is fine. Hulle sê, maar in U naam het ons dit gedoen. In U naam het ons dit gedoen, maar daar was nooit 'n inwoning van die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is ons pand. Dis ons bewys dat ons gered is. Maar nie oor ons nie, in ons. En wanneer Jesus eendag na ons kyk, moet hy sy Gees binne in ons sien vir ons om gered te wees. En dis die beauty van die werk voor die redding, en ons kan nie in daai plek bly waar ons, jy weet, net die genade van God toets en oor die bloed van Christus loop en alles, en daai is nie genoeg nie. Ons moet op 'n plek waar ons hom innooi en in 'n verhouding met hom begin staan. En wanneer jy inwonend is, dan my ervaring is dat dan is dit nie hierdie maak my sonde aan my bewus die hele tyd nie. Dan is dit maak my aan die redding bewus. Maak my aan die verhouding bewus. So wanneer Jesus sê die Heilige Gees sal kom en hy sal ons van ons sonde bewus maak, dan verwys hy na buite toe, van die sonde bewus maak, en daarna dan sê en oortuig van geregtigheid. Geregtigheid is relationship. So hy maak hulle bewus, ons voordat ons gered is, van die sonde en ons sondige natuur, sodat ons 'n redder kan hê. Maar wanneer hy in ons woon, dan maak hy die hele tyd ons bewus van die verhouding. En wanneer hy my bewus maak van my verhouding, dan is dit vir my
lekker om na hom toe te draai. Dit is. Lekker om, wanneer ek 'n sonde het, of iets het wat ek nog gaan werk, in plaas daarvan om dit te doen, te sê, maar kom ek draai na Christus toe. Kom ek hê 'n relationship met hom. Kom ek gee hom 'n drukkie. In plaas daarvan om dit te doen wat nou voor my is, wat die wêreld van my verwag om te doen. Ja, daai rebellering teen dit. Ja. Pastor, in jou preek was dit vir my, daar's twee goed wat baie mooi gewys het wat dit is om in verhouding te staan. Die een is, jy was besig om die voorbeeld te gebruik van hoe Jesus my in jou optrek. Jy het bo op die verhoog gestaan, en ek is nie seker of dit intentioneel was of nie, maar dit gaan oor waantoe hy jou trek, is altyd toe meer, tot 'n dieper verhouding. Ons praat van diepte, maar daai op, en dat hy ons sukses op sy hart dra. Op dit waarmee ons besig is. Ons dink in hierdie verhouding is dit dalk boring, of jy weet, wat ek al die wêreld daar buite dink dit is om Jesus te volg, maar dit is so ver van die waarheid, want hy sit jou op plekke waar jy nooit in jou lewe sou kon gemaak het nie. So dis die een ding, daai being brought up, en dan die ander een was, toe jy verduidelik rondom die kinders, en toe jy as 'n jong seun was, sou jy oomblikke waardeer het, waar iemand net in die oomblik wat jy rebelleer, die oomblik wat jy emosies ervaar, nie noodwendig weet wat om op daai ouderdom, ons weet nie as ons jonk is altyd wat om met die emosie te maak nie, en as iemand net kon kom en jou 'n drukkie kon gee, en net sê, hoor hierso, maar ek sien dit, ek sien jou hart, nie die aksie nie, en ek is besig om dit aan te spreek. En is dit nie wat dit is wanneer die Heilige Gees binne my en jou is nie? Om die oorsprong en die seer en wat ook al jy besig is om te ervaar. En daai oomblik wat jy nie weet wat om met die emosie te maak nie, te sê, maar gee dit vir my, want ek weet wat om met jou emosie te maak. En daai van Sondag is my gunsteling. As ek moet sê, mense het oomblikke van diepte, maar dit was vir my lekker geweest om te kan sien, en aan my te remind aan my persoonlike verhouding met die Heilige Gees, dat dit is wie ek is sy dogter, en daar's oomblikke, en dit is wat hy doen, hy is altyd besig om te kyk om my en jou op te trek, en hy is altyd besig om te kyk om my en jou lief te hê in daai verhouding, sou daar tye selfs wees wat ons dalk besig is om gestretch te word, en nie weet wat om te doen. My tema is Pinkster nou. Daar is jou Pinkster moment. Dit is. Die Heilige Gees is 'n gees van krag. En die woord sê dat Jesus sê self in Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer my Gees oor julle kom. Daar is jou Pinkster oomblik. Pinkster is nie net die tonge van vuur uit die hemel uit en die wonderwerk en die signs nie, dis ook die inwoning. En daar is jou Pinkster oomblik, is die oomblik wat jy besef, wow, die Heilige Gees is binne in my. Ek hoef nie so op te tree nie, ek kan net na hom toe draai. Ek hoef nie nou myself uit te haal nie, ek kan na hom toe draai, vir daai vergifnis, vir daai liefde, vir daai drukkie. Ek hoef nie nou weg te hardloop nie en skuldig te voel nie, ek kan na hom toe draai, want hy het reeds vir my gesterf. En dan die oorwinning ook, die oorwinning is reeds by hom. Dis die Pinkster oomblik, dis die revelation, dis die krag van God binne in ons. So ek wonder of verstaan ons regtig, en hierdie Sondag wat kom, gaan ek weer daaroor gesels, maar verstaan ons regtig wat dit beteken om die inwoning van God binne in ons lewens te hê. En sou ons dit verstaan, dan dink ek sal ons anders te dink oor hoe ons elke dag leef en die keuses wat ons maak. Definitief, die kontinuïteit van dit. Dis nie net 'n oomblik wat moet stop ergens nie, dit is veronderstel om te groei in iets groter. En dan, terwyl jy praat jy van die krag, liefde en dan die selfbeheersing, sy krag, sy oorwinning, wat ons het binne in ons, in daai optrek, en dan die liefde, die sagtheid, die sagmoedigheid van Christus wat saam met dit is, het die vermoë om dan saam vir ons selfbeheersing te kan gee. Die skrif praat van dit praat nie net van 'n selfbeheersing van aksie nie, maar 'n selfbeheersing van jou gedagtes, en die keuses wat jy besig is om uit te leef, elke oomblik. En daai is so mooi, want dit verduidelik dat dis die Gees wat ek in jou ontvang het. Binne in ons. Ek dink in die skrif wat sê, ons moet elke gedagte tot gehoorsaamheid bring aan Jesus Christus. Wat waar is? Inwoning, deur die Heilige Gees. So jy neem letterlik die gedagte capture, gevange, en jy bring dit tot Christus wat binne in jou is. Binne in jou gedagtes is, jy allow
die Heilige Gees om in daai oomblik beheer te neem daaroor. Ja. En daai's intimiteit met God. Dis Daai's verhouding. Ek was lief daarvoor om oor die spoedgrens te ry. Dis 'n simpel ding, maar ek was lief daarvoor om oor die spoedgrens te ry voor ek my hart vir die Here gegee het. Totdat ek besef het dat Paulus skryf en dan sê hy, maar submit to all the laws. Hy weet al die wette en reëls, submit teenoor alle autoriteit, tot verheerliking van God. En toe besef ek, maar weet, wow, dan wanneer ek spoedgrens ry of onder dit ry, kan ek kan kies om die wet te breek, of ek kan kies om in daai oomblik verhouding te hê met God. Ja. So nou, dit gebeur dat my gedagtes raak besig, of ek fokus nie, en dan as ek oor die spoedgrens, dan in daai oomblik, dan kies ek om af te slack tot op spoedgrens, en dan myself te remind, but now I'm having relationship. Hoekom? Want dis nie uit my eie krag uit dat ek dit kan ry nie. Ek vertrou hom. Ja. Jy weet, selfs as ek laat is, dan sit 'n geval van, okay, ek erken dat die Heilige Gees binne my is, en ek vertrou hom genoeg, dat sou ek nou die regte ding doen, ek by my eindbestemming veilig en op tyd sal aankom. En dan, daai is verhouding. Daai is relationship. As ek 'n mooi vrou moet sien wat by my verbyloop, die vyand wil my gedagtes in 'n sekere rigting van las laat gaan, maar dan remind ek my, okay, ek kan dit doen, en ek kan fellowship met die vyand, of ek kan my gedagtes tot gehoorsaamheid bring, en ek kan fellowship met die Heilige Gees. Wat gaan ek doen? Kies die verhouding met die Heilige Gees. En dis daai inwoning, dis daai krag wat jy nodig het, dis daai inwoningskrag wat jy nodig het om dit te kan doen. Yes. Wat ons nie het voor die inwoning nie. Nee. En daarom faal ons voor die inwoning. Daarom het ons hierdie foute. Daarom het Dawid oorgegee in sy gedagtes en met Batseba 'n verhouding gehad. Daarom het Dawid oorgegee in sy gedagtes en haar man laat doodmaak. Daarom het Samson oorgegee in sy gedagtes en 'n verhoudings gehad. Daarom het Samson moord gepleeg, want hulle kon nie die krag van binnekant af harvest nie. Nee. Ons kan, Ja. want ons het die inwoning van die Heilige Gees. En daarom sê Jesus, dis vir julle beter. Nie net beter nou nie, maar beter as enige ander generasie voor ons, beter as enige dispensasie voor ons. Ja. Hulle sou dit graag wou hê, maar hulle het dit nie. Ons het hierdie tot ons beskikking. Yes, we do. Laat dit jou nie partykeer dink, as jy, daar's baie flieks, dan's dit mense wat karate doen. En die ouetjie wat nou net begin leer om dit te doen, en hy begin 1 of 2 tricks kry, en hy goedjies, en hy wil uitgaan, en hy wil dit vir almal wys, en hy dink hy's sterk, want hy kan hierdie doen. En dan kry jy jou persoon wat al lank te doen, wat goed is daar, en wat waarskynlik baie meer, wat die ouetjie dink hy kan doen, en soveel meer, maar hy het geen begeerte om dan dit af te sou daar nodig wees om dit uit te leef. En dan dink dit my, of dit laat my dink aan die keuse wat ek en jou het, en om 'n keuse te kan maak, al het jy die capability, is regtig eintlik om krag te hê. Ja. So, voor die inwoning sit ons en ons dink ons is sterk. En ons dink ons kan sekere goeders maak en oorwin, en partykeer we try and we miserably fail. En dan kom jy op 'n plek waar jy begin weet wie's jy, jou identiteit, en jy's bewus van die vermoë wat jy het, en jy kan slim klink uit die skrif uit, en jy kan alles, maar jy het niks meer nodig om te bewys nie, en jy raak rustig, en dis die persoon, as jy my vra, en jy kyk vir hulle, dat daai's die persoon wat die oorwinning het. Daai's die krag, ja. He's got the power, truly has the power, and he can choose where to apply it. Amen. En ek en jy in ons dag tot dag. Ja, amen. Die mind, die sê, om te sê, hoor jy so, okay, ek kies om oorwinning, hierdie is nie die moeite werd om enigiets te probeer bewys nie. En dan het jy regtig daai vrede en koninkryk binne in jou. Koninkryk, heerskappy binne in jou. Yes. Vir die luisteraar daar buite, Jesus sê dat jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees kom. Yes. Ons lewens sal getuig van die inwoning van die Heilige Gees, die oomblik wat hy binnekant ons is. Onthou dat die Gees wat binne in ons is dieselfde Gees wat in Jesus Christus was, dieselfde Gees wat deur hom gewerk het. En baie keer as ons dink aan Pinkster, dan dink ons aan die groot wonderwerke, en ons dink aan die bonatuurlike goed wat moet gebeur. Maar is een van die grootste wonderwerke nie die hart van klip wat verander
en 'n hart van vlees nie. Is dit nie juist die feit dat ek en jy kan kies nou om na die Heilige Gees wat binne in ons is te luister, in plaas daarvan na die vyand wat buite ons is nie. So ek wil vir jou sê, as jy reeds wedergebore is, moenie toelaat dat die vyand jou laat twyfel in jou redding nie. Moenie toelaat dat die vyand jou laat twyfel en jou laat struikel en ingee in jou gevoelens nie. Jy het die Heilige Gees binne in jou, draai na hom toe. Kies om na hom toe te draai. Kies om hom lief te hê in daai oomblik wanneer jy voel jy wil sondig, wanneer jy voel jy wil ingee en opgee. Draai na hom toe en gee hom 'n drukkie. Pursue die verhouding binne in jou. En as jy nog nie wedergebore is nie, as jy nog nie jou hart vir die Here gegee het en hom ingenooi het om inwonend by jou te wees nie, onthou net dat religion red ons nie. Religion red ons nie. Jou ouers se geloof red jou nie. Jou geloof red jou. En die geloof wat Romeine 10 van praat, is die geloof wat oorgee. En wat plek maak vir die Heilige Gees om binne hulle te bly. So ek hoop, Pastor, my laaste woord, en dan gaan ek jou kans gee om woord te gee. My laaste woord is, nooi Jesus in, nooi die Heilige Gees in, om binne jou te bly, en dan as hy binne jou is, pursue daai verhouding. Daar is soveel meer vir jou as wat jy dink. Amen. Is die woord wat by my opkom is, keep on pursuing. Ja. Ek en jy kan daai persoonlike oomblik hê, en ons kan daai oomblik hê as ons bereid is om uit te stap, maar ons moet dit begeer. Amen. Dan sê, stuur asseblief hierdie vir jou vriende, stuur dit oral waar jy kan, like it, help ons so die woord van die Here buite toe kry. Tot ons mekaar weer sien volgende week, geseënde week vir julle. Dankie.